Fourie en hierdie is my hartklop so. Ek is so opgewonde om ons volgende gas aan julle bekend te stel. Sy is die hoofmeisie van Hoërskool Westfalia in Klerksdorp. Sy is mal daaroor om in die natuur te wees en geniet dit om tyd te spandeer saam met Jesus. Sy hou glo baie van praat, so is 'n goeie ding dat sy vandag hierso is op die podcast. Sy geniet dit ook om tyd te spandeer saam met haar hartsvriendinne en op haar vrye tyd lees sy graag boek en sy hou daarvan om meer te leer en te lees oor dinge waaraan sy belangstel. Ek hoop ek het hom nou mooi reg gesê. So baie welkom Renay. Dankie Rachel. So lekker om jou hier te hê vandag. Al die pad van hier af. Dis baie lekker om jou hier te hê. Ek gaan sommer wegspring met die heel eerste vraag wat ek vir elke gas wat op my bank is vra en dit is: hoe klop jou hart en waarvoor klop jou hart? As jy verstaan die vraag mooi, as jy net so vinnig vir my kan verduidelik. So ek dink my hart klop definitief vir meer as een ding, maar soos baie mense my sal ken, ek hou van reg. So my hart klop definitief daarvoor om die regte ding te doen. My hart klop ook daarvoor om meer te leer oor dinge waarin ek belangstel. En dan ja, ek het as kind deur 'n operasie gegaan. Baie jong ouderdom was dit gewees. Ek was 9 jaar oud. Toe was dit nog 'n baie groot operasie gewees. En ja, dit het my regtig gemaak wie ek is vandag, my sterk gemaak. Ja, dit het my net geleer om dankbaar te wees vir alles wat ek kry. Want ja, hulle het vir my, ek dink 4 of 5 jaar gegee. Dis 'n baie skaars tipe ding, maar ja, dit is in kort 'n genetiese tipe ding wat ek by my maag gekry het en wat gebeur het is my maagsuur het in my longe ingeloop en dit het my longe verhard. So ek het baie gesukkel met longontsteking en asma en goed en ja, dit het net 'n lopende wonderwerk. Ja, en dit het net so aangehou. Ons kon nooit agterkom hoorie, dit is die probleem nie, en toe eendag toe sê my ma net, hoorie, môre gaan ons Pretoria toe, na die professor toe, hulle het 'n gastroskopie gedoen, ja, en die volgende dag is ek klaar geopereer, so dit het my regtig baie sterk gemaak, en ek dink my half gemaak wie ek is vandag, ja. Ek hou daarvan dat 'n jong meisie, soos jy sê, my hart klop om die regte ding te doen. Ek dink dit sit in baie jong mense se skoene nie, maar well done, is die uniekste een wat ek al gehoor het. Hoorie Renay, ek wil by jou hoor, soos jy's nou die hoofmeisie by Hoërskool Westfalia, en ek wil by jou hoor, soos as 'n hoofmeisie, seker as 'n matriekgroep het julle ook bymekaar gekom en gepraat oor soos wat 'n legacy, wat wil julle agterlos en wat julle stempel wat julle wil aftrek. En ek wil net hoor by jou as hoofmeisie, wat is dit vir jou? So ons het baie gewonder oor hierdie ons leiers en ek veral want jy voel partykeer is mense het my nou gekies, maar hulle moet iets in my sien, maar wat wil hulle hê moet ek doen met dit wat ek nou gekry het, nou die hoofmeisie? En baie gebid daaroor en goed, en dit het vir ons gegaan daaroor om dinge te doen wat agtergelaat sal word. Nie dinge te doen om gesien te word nie, dinge wat ewigheidswaarde het, die manier van doen. So baie meer op die, nie hoe dit gaan lyk nie, maar wat dit gaan verander. So ja, dis waarop ons gefokus het, en ek ook as hoofmeisie, vir my gaan dit daaroor om dit te doen wat ek doen, sonder dat mense hoef te weet daarvan. Maar hulle moet dit sien in my voorbeeld wat ek stel, die manier hoe ek optree, hoe ek goed hanteer. Baie mense sê ek kwaai, ek is kwaai. Maar ja, dit is vir my, ek hou van reëls en ek hou daarvan om in 'n reëls te beweeg. Wit en swart mens, geen grey area. Ja. Hoor my stem. Skussie. Ja, nee, dis vir my definitief belangrik om die regte ding te doen. En ek voel nou ook ek is 'n voorbeeld vir baie ander jong meisies. En ek wil die legacy wat ek agter wil laat is om te hê hulle moet sê ja, sy het altyd die regte ding gedoen of sy het altyd dit gedoen wat van haar verwag is en sê maar van God eerste gestel, want dit is hoe mense lewe moet ingaan. Jy moet altyd daai vraag van wat sou Jesus doen. Is dit vir jou 'n uitdaging om 'n hoofmeisie van 'n skool te wees? Elke ding het sy uitdagings, maar dit gaan definitief, dis nie so moeilik soos wat ek gedink het dit is nie. Want jy word half dopgehou die hele tyd, maar dit pla my nie, want ek doen die regte ding. So vir my is dit om dit mooi oor te dra en ja, ek wil onthou word as dit. Ja, sy het die regte ding gedoen. Sy het dit reg hanteer. Ja. So ek neem aan jou favourite woord is dissipline,
Dissipline. Jy's soos 'n klein mini Robert. So ek het een keer 'n boek gelees van T.D. Jakes. Die boek se naam is Don't Drop the Mic. Ek dink as ek dit nou reg het, Don't Drop the Mic. En hy praat baie oor soos jou woorde en jy moet nou van praat en mense praat in jou speech en hy sê enige persoon met 'n mikrofoon, as jy nou op 'n verhoog staan en jy het 'n mikrofoon, then you have the responsibility, but also the ability to move people. So it's just the power of speech eintlik, man. So ek wil by jou hoor, en ek kan dink as hoofmeisie ook, kry jy baie keer dan moet jy by skool daar seker open en so aan. So jy het die power to move people. So as jy aan dit bietjie dink, in watter rigting sou jy sê wil jy mense laat beweeg of waarheen wil jy mense stuur of watse invloed wil jy jou woorde moet op ander mense hê? Dis baie vir my partykeer moeilik, dis regtig vir my partykeer moeilik want dan sit jy hoor jy moet nou gou open môreoggend en ek wil nie net kyk partykeer moet jy nou maar ek wil nie net daai een wees wat sê ag laat ek gou net 'n versie soek wat ek kan open mee nie. Ek het so Joyce Meyer boekie wat ek uitlees elke aand uit wat sy dit in haar woorde sit en dit is vir my regtig soos dit laat mens dink oor dit. So ek dink my woorde obviously almal wil hê hulle woorde moet krag dra, maar ek dink ook regtig dis wat ek wil hê en dit moet iets wees wat jy wil hê mense moet soos dink aan. Soos dit wat ek sê, moet jy gaan sit en dink en okay, dit is so. As ek praat dan dink ek mooi aan wat ek wil sê want dit is vir my soos 'n groot, hoe kan ek sê, eer en verantwoordelikheid terselfdertyd om daai mikrofoon te kan hê om iets te sê vir 900 ander mense. Ja. So dis regtig, dis iets wat jy aan moet dink en ek bid ook baie voor ek dit moet doen om te sê ek weet ek sê iets vir 'n rede dalk al raak dit net een persoon daar of al beteken dit vir een persoon iets die dag om hulle aan te moedig of om te dink oor iets of iets waarmee hulle sukkel, dan is dit vir my genoeg. So dit is, ek wil hê my woorde moet definitief 'n impak maak op ander. En ek wil hê hulle moet dink daaroor en al help dit hulle net, al moedig dit hulle net aan. En ek dink nie almal het altyd soos ek dink ons is besef altyd hoe ons woorde krag dra nie. Ja, dis baie waar. So funny fact van my, ook in die ander boek van T.D. Jakes wat ek lees, ek love lees en ek hou van sy boeke veral, het hy dit was 'n slagspreuk van hom dink ek. Wat hy gepraat het van wanneer hy praat, is sy hoop dat when he speaks that his words will heal people. So ek het vir 'n hele jaar lank op my badkamer spieël gehad in my plekkie daar in Potchefstroom. Dan het ek dit so in die hoek van my spieël geplak waar daar staan when I speak I want my words to heal people. Ja, dis. Soos eerder om lewe te spreek as om dood te spreek. Maar obviously as mens fail, mens kry dit nie altyd reg nie. Maar dit is my baie mooi wat jy sê dat ek dink nie baie mense dink altyd, ek dink veral vandag se jong mense is baie geen nie om nie, sê net wat jy dink en wil doen. Maar dit is baie mooi. Ek wil 'n bietjie by jou hoor oor julle skool. So ek het gehoor by die skool het julle so 'n rooi bank ding daar by Hoërskool Wesfalia en ek wil 'n bietjie hoor soos hoe dit ontstaan, wat is die rooi bank, wat gebeur by die rooi bank? Hulle het my al uitgenooi om te kom praat op die rooi bank. Ek het toe nee gesê, ek was te bang vir julle. Net bietjie vir my vertel van dit. Ja, so die rooi bank, dis iets wat al in Wesfalia is vanaf my sussie daar was en sy is 3 jaar ouer as ek. So dis eintlik maar iets wat ons ook op ingekom het in ons skool. So wat dit basies is, om dit nou vir jou mooi kort te verduidelik, hulle nooi gaste en hulle vra oor dinge wat jy as kind, as tiener oor wonder. Geloofsvrae veral, waaroor wonder jy? Want dit is partykeer soos, dis 'n moeilike tyd vir 'n mens, identiteitsgoed en so, vir ander pla hulle dalk of iets. En dis net iets, dis daai vrae wat hulle vra wat niemand wil vra nie, maar iemand moet dit vra om beantwoord te word. So dit is wat rooi bank is. Ja, dit help jou, dis maar net ons worship saam. Hulle vra daai vrae, ja. En wat se dae gebeur dit? Is dit soos elke dag? Dit is ons probeer dit ek dink dis een keer elke 2 of 3 weke, dan word dit op 'n woensdagoggend gehou voor skool. Dit vervang nou die opening in die oggend. Ja, dan word hulle gaste genooi om op die rooi bank nou te kom sit en nou te kom praat oor die tipe goed, ja. Ja, dis vir my baie mooi. Ek dink nie baie skole, julle is baie bevoordeel om net as ek dink aan my jare by Hoërskool Rustenburg. Ons het ongelooflike onderwysers en een van die gaste wat ook nog op die bank gaan wees, Tannie Hetty, dan hulle ook sulke oggende of pauses of sulke goedjies gehou en dit het my as kind
baie gevorm Ja. in die tipe mens wat ek vandag is Ja. of glo ek is. Ek wil by jou 'n bietjie hoor, dink jy vandag se jong mense en jy het nou gepraat van die rooi bank en hulle antwoord bietjie vrae wat julle oorwonder en al daai goeters, maar dink jy vandag se jong mense sukkel nogals met hulle pad saam met die Here? Ja, definitief. Ek dink definitief so. Ek en my maat ook nou die dag daaroor gepraat. Dit voel as jy wil nou nie tye vergelyk nie, maar ons is in 'n tyd wat die maklike opsie definitief nie altyd die regte opsie is nie of die pad om te volg nie en wat dit definitief moeiliker is om die regte ding te doen as om die verkeerde ding te doen. So daar vir my dit is nie vir my moeilik nie want ek weet oor die nee of ja, maar ja, dit is in vandag se tyd regtig moeilik om die regte pad te kies en om jou identiteit te vind. Hoekom dink jy dit is so anderste as toe en as nou? Waar het jou ma en julle toe verder gesels vir dit? Yes, ek weet nie regtig nie, maar ja, maar net die manier waarop sy gesê het, ek dink, maar iets veral dink ek is selfone en sosiale media. Dit sit druk op 'n mens en ek meen almal doen dit. Jy klim op Instagram en dan sien jy nou hierdie persoon is so sjoe, sy's regtig mooi of sjoe, kyk hoe mooi lyk die of die en dan begin jy jouself dadelik te vergelyk, maar jy besef nie dit is die mooi kant wat hulle wys op Instagram nie. Almal het hulle seer en hulle eie dinge. Maar ja, dan vergelyk jy jouself nou met dit. So ek dink definitief sosiale media en groepsdruk veral is 'n groot ding in vandag se tyd. Ek sien dit ook soos baie om my wat jy kan sien soos sure, okay, jy kan sien as jy nou groepsdruk is. Ek val nie onder dit nie. Ek weet waarvoor ek staan, maar dit is moeilik in vandag se tyd omdat alles reg is. Is dit moeilik om te weet wat is dan verkeerd. So ek dink dis maar 'n rede daarvoor. Ja, dis interessant dat jy so sê van sosiale media, want dit is so. Ewen ek. Ja. Met my ouderdom, weet as ek begin scroll en ek het dit al baie keer in 'n paar van my videoetjies ook gedeel, dan sê ek wanneer ek die dag afvoel of nie goed genoeg voel nie of voel ek kom kort, is dit heel waarskynlik wanneer ek gelê het en bietjie gescroll het en myself met ander mense en hulle lewe en wat hulle bereik vergelyk en dan voel mens so okay, wel, ek is eintlik insignificant en soveel jong mense en veral jong meisies sukkel ongelooflik baie met hulle identiteit. Dink jy dit is dan 'n rede vir hoekom daar iets soos boelie op skool? Ek dink dit is definitief dis nie 'n goeie rede om ander mense te boelie omdat jy onseker is oor jouself nie, maar ek dink definitief dit gebeur. Dit kom uit 'n plek van seer uit. Seer mense maak seer, dit het ek ook nou al gehoor en soos my ma het ook al vir my gesê en mense sien dit ook in vandag se tyd en hulle weet nie regtig hoe met hulle emosies en hulle gevoelens te deel en te cope nie en dan kry jy nou maar mense op wie hulle dit kan uithaal. Maar ja, ek stem glad nie saam met dit nie, maar in tye soos vandag, ja, ek dink ons praat nou die dag daaroor, jy weet nie wat die ou langs jou deurgaan nie en ja, jy gaan maar partykeer maar net aan asof dit okay is en almal is fyn want dis so vinnig die lewe, jy moet jou goed gedoen kry, maar ja, jy moet partykeer 'n bietjie terugsit en dink, hoorie, ek was ook nou lelik met hierdie persoon, ek weet nie wat aangaan in sy hart of waarmee hy deel nie. So ek dink net die Engelse woord is as ons net bietjie meer, ek weet nou nie of dit die regte woord nie. Ja, as ons net bietjie meer compassionate is teenoor mekaar, dan dink ek sal alles ligter raak en mense sal meer verstaan waardeur ander mense gaan. So ja, dit is baie mooi gesê. Ja, nee, dit is definitief so. Dit voel vir my baie, ek kan nie sê net jong mense nie, want ek dink mensdom. So ingestel op soos jy sê, soos hulle self en hulle ding en besef nie dat die persoon langs aan jou het ook 'n storie, het ook 'n seer. En jy weet nooit wat in daai persoon se lewe aangegaan het nie. Ewen met die skool gee met my kindertjies wat my deur die mure uitgedryf het baie keer sit met stories en seer en daar was heel waarskynlik 'n kind jy weet wat die aand honger geslaap het of moes daar was een keer 'n meisiekind wat die hele tyd aan die slaap geraak het in my klas. En ek het haar uitgetrap en sy moet luister in my klas en toe ek agter die kap van die bel kom, toe gaan dit eintlik oor hierdie graad 8 dogtertjie wat haar baba sussie moet groot maak, verstaan. So dit is baie elke persoon het 'n storie en ek dink nie almal vat altyd die tyd om ook te verstaan waar die ander persoon vandaan kom of hoekom doen mense wat hulle doen nie. Maar boelie breek my hart en dit voel vir my dis baie algemeen
met meisies en ons het dan nou gepraat oor woorde. Ja. En meisies maak so seer met woorde, hoe hulle mekaar afkraak, hoe hulle van mekaar praat en wat hulle vir mekaar sê. Ek weet nie of dit soos 'n ding is daar by julle nie, maar ja, en dit breek altyd my hart. Ek dink dit is so mooi as meisies actually kan saam staan, verstaan. Maar dit is so almal so selfgesentreerde Ja. uitkyk op die lewe as ek dit so kan stel. Dis wel. Ja, beter vet daarop wil Ja, ek dink ook vandag se tyd is dit almal het half 'n vrye sê oor elke persoon. Jy voel jy kan ietsie sê wat ek nie voel reg is nie, maar tog gebeur dit. Jy gaan dit nie altyd kan keer nie. Ja, ek dink maar net ons meisies moet dalk meer vir mekaar daar wees en dalk meer tyd maak vir mekaar, op mekaar fokus. En ja, soos ek sê, net daar wees vir mekaar om regtig te weet, hoorie, maar ek sukkel met dit en dit en dit, sonder om 'n lelike uitkyk te hê daarop en op 'n hoe kan ek sê, op 'n opregte manier te wil help. Dit is vir my, dit moet uit jou hart uitkom en jy moet weet, hoorie, dis 'n vriendin 1000, sy gaan my nou help. Of, hoorie, hoe was jou dag? Nee, nie lekker nie. Okay, praat met my oor die dag. Ja, so dis maar net wat ek So, ek wil eintlik by jou nou hoor op die topik van polies en jou woorde en identiteit en alles wat jong mense vandag mee kan sukkel. Dink jy wat jy doen op skool? Ek dink jy het so 'n bietjie aan dit geraak deur gesê het soos baie van jou gesondheid en jou hospitaal journey het baie gevorm van wie jy is in vandag, maar dink jy die keuses en die besluite en die tipe mens wat jy is op skool bepaal baie van wie jy gaan wees as 'n volwasse mens, as 'n groot mens eendag? Ek dink so, ja, want dit is nie in alle gevalle so nie. Dis definitief nie in alle gevalle so nie. Almal het 'n ander storie om te vertel. Almal gaan deur ander dinge. So met almal is dit definitief nie dieselfde nie, maar vir my voel ek dit is belangrik om dit wat ek nou is, dit wil ek graag wees as ek ouer ook is. So ja, ek dink skool speel 'n belangrike rol in jou lewe, maar dit hoef definitief nie dit te wees wat jou maak of breek nie. Maar ja, dis vir my is dit van dit wie ek nou is ek tevrede mee om te wees as ek ouer ook is. So ek gaan nou 'n vraag gooi, nê? Dit is nou baie uit die blou te uit. Ek dink nie eers is relevant tot enige ander topik nie, maar weet jy baie vrae kry ek by soos jong meisies, so 16, 17, stuur hulle vir my soos 'n boodskapie op Facebook of Instagram en dan sê hulle vir my soos hulle het nou hierdie ouetjie ontmoet, nê? En hulle wil nou weet is omdat jy nou 'n swart mens is, nie 'n wit en swart mens, sorry maar. Ja, man, omdat jy 'n wit en swart mens is, nie 'n grys mens nie. Ekskuus daaroor. Wil ek eintlik net jou opinie hoor dit. Nou vra die meisie nou vir my, is hierdie nou haar trouman? Sy het nodig om te weet. So ek wil by jou weet. Soos hoe voel jy oor dating op skool? Kyk. Daar is baie opinies. Sal jy eendag vir jou dogtertjie sê jy kan date op skool? Ek weet nie. Ja, ek dink definitief so. Dis okay, dit is iets wat jy moet deurgaan. Ek dink mense leer so baie daaruit. Jy leer om nie net aan jouself te dink nie, jy leer om ander mense ook in ag te neem en om te dink aan hulle ook voordat jy nou iets doen of iets sê. So ek dink dis regtig dit leer jy verskriklik baie. Dis iets wat jy moet deurgaan. Ja, dit verskil maar vir elke persoon. Ek weet van baie mense wat gedate het op hoërskool en getrou het, want ja, dit is hulle persoon gewees. Ja, elke storie is anders, elke situasie is anders, maar ja, ek dink definitief baie mense sien dit as nee, my kind gaan nie date op hoërskool nie, my dogtertjie gaan nie. So jy dink dit is 'n vorm van distraction of kan baie keer jou so consume en bietjie jou. Ek dink maar dit hang ook af van mens tot mens. Dit hang af wie jy is en hoe jy dinge sien en goed. Daar is sekere gevalle wat dit mense kan consume, ja, maar dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor die tipe persoon wat jy ook date. So ek dink dis maar wat dit die maak of breek van dit is. Maar dis definitief iets soos 'n fase in jou lewe wat jy moet deurgaan. Jy leer baie van jouself te ken, jy leer baie van ander mense ook en jy leer om ander mense in ag te neem, te dink aan hulle. Ja, ek dink dis nodig. Ja. Okay, sorry, ek het net spontaan gedink ek wil bietjie oor dating vra. Want dit is my interessant want ek dink nou weer terug aan as ek nou dink aan hartbreek en daai gedink ek, maar ek het myself eintlik deur onnodige seer gesit en
in my opinie voel ek as mens moet eintlik eers begin date wanneer jy regtig jouself goed ken. Dit is so. Ja, dit hang maar af van, soos ek sê, maar van mens tot mens. Ja, van mens tot mens. Maar ja, dit is definitief iets wat ek ook vir myself gesê het. Ek gaan nie iemand anders date as ek nie 100% reg is met myself nie. Want dit is nie regverdig teenoor 'n ander persoon as ek byvoorbeeld my insecurities op hulle uithol nie. Dit is baie oor jy moet op 'n plek wees wat jy dit kan doen en wat jy goed kan wees vir iemand anders. Ja, mens beklei, maar so leer jy mekaar ken en ja, dis definitief iets wat ek dink jy moet deurgaan ook om jouself te leer ken, ja. Ja. Okay, nee, dit is 'n goeie antwoord. Okay, so ek wil by jou weet, hoe beïnvloed jou verhouding en jou pad saam met Jesus jou lewe sosiaal of jou sosiale lewe? Ek dink dit gaan wat jy eerste stel. So vir my is obviously in hoërskool is dit moeilik om dis nie vir my, maar ek weet baie mense sukkel om tyd te maak vir God of om God eerste te stel wanneer jy ander invloede het soos kuier en jou vriende en sulke goed. Maar vir my was dit nog altyd soos 'n non-negotiable ding gewees. Dit is God eerste, dan my vriende en ek sal dit aanpas rondom dit wat ek glo en dit wat ek voel reg of verkeerd is. In 'n geloofsoogpunt, uit 'n geloofsoogpunt uit. So vir my was dit altyd okay as jy in 'n plek instap en jy voel ongemaklik. Ek weet dis dalk soos die Heilige Gees wat vir my sê nie en dan sal ek dadelik ek sal gaan en ek dink almal ken my ook so. Wel ek hoop hulle doen en sien dit in my, maar ja vir my is dit dit gaan oor wat vir jou die belangrikste is en jy word op hoërskool en in jou tienerlewe word jy gekonfronteer met baie diep pad en dit speel so 'n groot rol in jou lewe vorentoe. So vir my was dit altyd van geloof en dissipline en goed, maar vir my is dit altyd van moenie diep pad en dit was altyd vir my altyd dit. En as dit nie eer bring aan God nie of aan dit wat waarin ek glo nie, dan is dit nie die regte pad nie. Ja, dis my mooi. Ek hoop jy behou dit. Ja. In jou pad wat jy nou ook stap as jong vrou wees. Ek het actually in die week bietjie Galasiërs gelees en dit was 'n skrif wat ek in my universiteitsdae ook in my boekie gehad het, gehighlight het, wat daar die hele tyd vir myself gevra het, jaag jy die opinie van mense of die opinie van die Here? Soos wat maak die meeste saak? En om die regte ding te doen is nie altyd maklik nie. Jy kry rejection, mense kyk, mense dink jy oordeel, maar dit is net van jy staan vas in wat jy glo, jy staan vas op jou waardes. Maar ek het te groot vrees vir die Here. Ek is meer bang vir hom om vir my te sê ek ken nie jou naam nie as wat ek bang is dat 'n mens dit sê. Ja, dit is so. Maar dit kom nie sonder sy foute nie. Ons is almal nog steeds gewoon sonder ons maak foute. Ons is nie perfekte mense nie, maar daar is tog iets so mooi daaraan as 'n jong mens nog steeds kan staan. Ja. Sou jy sê dit is baie van hoe jy maar groot gemaak was, soos ouer invloed of? Ja, nee, dit is definitief so. Ek kom soos uit 'n baie goeie huis uit met waardes en goed. En ons is goed groot gemaak en my pa sê altyd ek het vir jou of my ouers sê altyd ek het vir jou dit gegee. Nou kan jy jou lewe ingaan met dit. Ja. So dit dink ek speel 'n groot rol en ek word op 'n plaas groot. So dis regtig iets wat jy baie naby is aan God want jy maak volkome staat op hom wat alles aanbetref. En dis eintlik hoe dit moet wees. Dis regtig dis waaroor dit gaan. So ja, ek dink definitief my huis waaruit ek kom speel 'n baie groot rol in dit. Ja, dis baie mooi. Nee, ek kan dit sien nou met Robert ook in die boerdery en al daai goedes hoe hulle dan verkoop die mielies, dan doen dit nie. Dan is dit koestyd, dan hierdie, dan is dit koud, dan is dit warm, dan is dit reën, dan reën dit te veel. Ek het nou gesien. En later het ek sê, wat moet ek nou spesifiek voor bid? Want julle sê bid vir reën, dan kom maar baie. Nou wil ons nie meer baie hê nie. Nee, dit is so. Maar dit is so wat jy sê en mens leer baie uit dit uit. Raai wat het ek gedoen? Nee, wat het jy gedoen? Ek het op my eis gaan kyk. Vir die eerste keer of die tweede keer? Ek het dit die eerste keer so bietjie gevolg, nie soos gebinge watch nie. Ek gaan nou begin rooi word. As iemand my sê ek het op my eis gekyk, dan weet ek nie hoe om daaroor te voel nie. Nee, ek het dit nou gebinge watch. Okay. Ja. So nou is jy die een wat die vrae vra hierso. Ja, dis nogal lekker. Dogter. Ek wil net weet, mag jy jou foon by jou gehad het? So ek sit hierdie jong meisie my nou op kruis verhoor. So hoe dit gewerk het, iemand het my nou die dag, Robert het my actually dit ook, so af en toe dan kry hy ook so oomblik wat hy my vra. Maar hoe dit gewerk het is, jy mag jou foon by jou gehou het,
So tydens as daar nie geshoot word of dit nie, want jy bly half in hierdie bubble. Okay. So as daar nie geskiet word of enigiets nie op niemand geskiet word nie. Kijk, as daar glad nie geshoot word nie, dan mag jy op die dag op jou foon wees en hulle raai jou actually aan, maar ek was nie een van daai girls nie. Jy moet soos video's, hallo, kyk wat maak ek vandag en soos, ek was net nie een van hulle nie. Inteendeel, my foon het gebreek tydens op my eis, niemand weet dit nie eers nie, in Clarence, ja, soos hy was vir 4 dae, was hy stikkend, so ek kon toe met niemand kontak maak nie, maar dit was goed, so jy mag gepraat het, maar sê nou maar jy is op stel, dan het hulle baie keer, as hulle weer daar gaan iemand huis toe, so kom ons sê, ons gaan nou op 'n date, en jy word na huis toe gestuur, dan kan jy nie, gou vinnig op jou foon gaan en vir die girls by die huis sê, hoorie, Menai was nou net huis toe gestuur nie, want dan kry jy nie, want baie wat ons geskiet het was nie fake nie, dit was baie reality TV. En hulle soek ware reaksie. So as ons nou daar opdaag by die huis sonder die meisie wat saam met ons gegaan het na die date toe, dan as jy sien ons is verbaas, ons is regtig verbaas, is wat ons nie gedink. Ja, dit is real. Ons maak ons bespiegelinge, maar jy weet dit nie. So hulle het net met sekere goeders het hulle die fone ingeneem, sodat jy nou nie kan verklap wat gebeur het nie, sodat wanneer die meisies terugkom met die nuus, dat jy ook nou maar net regtig omkant gevang is. Hoekom net van alles wat jy my kan vra? Nee, want dit sou my die meeste seker pla, ek weet nie. Maar kom ek vra jou so, dink jy dit is 'n goeie ding vir jong meisies om in te skryf vir sulke tipe programme? Ek sou dit nie doen nie. Nee, ek is nie iemand wat jy sit baie op die lyn. Soos as iemand my soos die kans om gereject te word, ek sal liewer so nie inskryf nie. Nee, dis vir my baie erg. Nee, ek dink nie dis vir my nie. Ek dink nie almal kan nie. Ek is een van daai wat nie sal nie. Ja, maar jy's baie vulnerable vir almal en ek dink dis wat vir my erg is. Ek is mos maar ek wil nie vir almal wys hoe ek voel nie of ware emosie nie, want ek voel mense haal jou partykeer uit op dit. Dit is soms nodig, maar ja, dit is nie iets wat ek sou kon doen nie. Ek kry baie keer daai vraag. Dink jy as jy nou kan raad gee vir jong meisies, moet hulle inskryf vir so tipe programme goed? En ek moet sê, jy moet nogal solid wees in jou identiteit. Jou intensies moet reg wees. Jy moet dit nie doen vir verkeerde rede nie. Jy moet dit doen met 'n hart om liefde te soek. En dan in die ander ding is wat ek ook gesê het, wat was dit gewees? So toe Brendan my huis toe gestuur het in die finaal. Ja. Ek wou al 'n paar keer onttrek het, want jy het hierso op die einde begin agterkom, luister jy. Hy gaan jou nie kies nie. Ja. Maar tog in 'n mate dan met produksie en 'n bietjie hier dan dink jy nou weer daar's 'n kans. Ja. Maar ek weet nie eers of ek uitgetrap gaan word oor hierdie wat ek sê nie, maar in elk geval, daar was so iets bietjie in my gewees dat ek wou iets face. En die ding wat ek wou face is een ding wat ek dink elke liewe persoon in hierdie wêreld het, is 'n fear of rejection. En ek wou dit in die gesig staar en ek wou dit kon vat. Ja, dit vat want dit bepaal nie my worth nie en dit bepaal nie my identiteit nie. Ja. So toe ek ingestap het in die finaal, want ek het geweet hy gaan vir my sê ek kies jou nie. Het ek het gevat as ek kyk my grootste vrees is om deur mense gerejected te word. En ek wou dit in die gesig staar en ek wou sê dit faze my nie meer nie. Want ek weet hy kies my nie omdat ek nie goed genoeg is nie, maar hy kies my net nie omdat ek net nie sy maatskappy is nie, sy smaak is nie. Maar ek het my waarde verstaan dat ek is goed genoeg nog steeds in die oë van die Here, want ek is sy dogter. So vir my was dit 'n interne ding wat binne my geskuif het. Dis baie mooi hoe jy dit sê. So dit is hoe ek daai finaal ingegaan het en besluit het, weet jy wat? Ons gaan 'n knockout ronde. Maar hoorie, kan ek nou maar weer vra, is dit reg met jou? Okay, 100%. So ek gaan afsluit met 'n vraagie oor jong meisies. Ek kan dink as graad 8 nou in jou skool inkom en so opkyk na jou en dit. Ek dink daar's ook tog baie jong meisies wat sukkel met insecurities en hulle waarde en hulle identiteit en obviously seker fear of rejection en daai goed. Soos watter raad sou jy gee vir 'n jong meisie wat in die skool instap? Iemand met 'n insecurity wat selfbewus is, wat nie dalk nie baie selfvertroue het nie. Soos watter tipe raad sal jy vir so 'n tipe jong meisie gee? Ek dink ons almal was al in so 'n situasie, veral nou as jy nou in die hoërskool instap en dis baie moeilik om na iemand vreemd te gaan en te sê, "Hoi, hoorie, ek is Menai en
ek het nie vriende nie, kan ek by jou sit asseblief? Maar mens moet nie so na dit kyk nie. Ek voel jy sal jou groepie vind want jy gaan daar waar jy voel jy hoort. Maar my raad is om moet nooit verander om in te pas by sekere mense, sekere standaarde of sekere dinge wat hulle doen nie. Jy moet altyd waardig aan jouself bly want op die ou einde van die dag is dit net jy wat vir jouself kan opstaan en net jy wat kan weet of hierdie reg is vir jou of nie. So ek dink vir my is dit wat ek vir hulle sal sê. Ja, ons wonder baie oor hierdie goed en ons almal is nou al deur van graad 8 en ek is nou in graad 12, so jy weet nou al mooi die ins en die outs. Maar ja, as ek dalk vir my graad 8 self iets kon sê, dan sou dit wees soos wees net wie jy is, bly net wie jy is en onafhanklikheid is ook okay. Om alleen te sit is ook okay. Dit verander nie wie jy is nie en jy moet waardig wees aan jouself en dit wat jy glo belangrik is. Ja, dis dis baie mooi raad, Minay. Dit was 'n baie groot voorreg om jou vandag hier te kon gehad op die bank. En jy is 'n wonderlike mens. En elke keer as jy praat, hang my mond oop. En hou aan 'n verskil maak, hou aan wees wie jy is, hou aan met jou dissipline, hou aan met jou wit en swart. En onthou so 'n bietjie om net die lewe op te geniet en dit nie so ernstig op te vat nie. Trou iemand, ek en Robert het balans. Hy is 'n wit en swart mens en ek, soos jy kan sien, is 'n bietjie grys. Dis goed, dis so kry 'n bietjie balans. Dis goed. En ja, my ma het ook altyd vir my gesê ek as kind, ek moet net gou hierdie deel voor ek afsluit, maar as kind het ek ook altyd die lewe verskriklik ernstig opgevat en ek wou altyd soos mini jy gewees. Ek wou altyd die regte ding doen. Ja. En dit dis baie druk op 'n Ja, mens dit en dit is. ja, en as jy dit nie reg doen nie dan Ja, jy guilt trip jouself so erg, maar Dit is so. ek wou altyd die regte ding gedoen het en na my hartoperasie en na my pad op my eie het ek ook besef, maar mens kan ook 'n bietjie die lewe geniet en dit nie Ja, dis so waar. erns, nie op 'n mooi gesonde geestelike manier, maar mense hoef nie altyd daai druk so op jouself te sit nie. Ja, dis waar. So maar ja, sterkte met jou eksamens. Dankie dat jy gekom het in jou matriekjaar en dat dit so goed afgesluit word en ja, alles seën vir jou vorentoe. Dankie dat ek hier kon wees. Ja.